Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. So ons gaan 'n bietjie gesels oor waarde versus prys. En dis 'n tema wat die laaste, ek sou sê maand is nogal baie het op my radar gekom. Ek dink ons het later daaroor, ons selfs die begin van die jaar, ons gesels het ek nog gesê in terme van my teikenmark, hoe ek dink ek teiken die verkeerde kliënt. Dis so ons gaan daarby uitkom, met ander woorde die waarde versus prys. Maar ons het in die week gesels ook, jy het ook daai uitdaging en Ernest, jy het ook daai uitdaging van waar trek jy die lyn waar die kliënt sê, wel jy's te duur, of jou prys is nie reg nie, maar daar's geen manier. So kom ek gaan 2 tree terug. Ek dink mens onderskat die krag van 'n prysstrategie. En is eintlik iets, en ek steek my hand op, wat ek het nou onlangs vir my 'n bietjie hulpbronne gaan kry, wat ek besef ek moet meer oplees oor prysstrategie. Want prysstrategie is 'n thing. Ek dink selfs met, jy het nou van Outa gepraat, ek dink ek kan Tiaan hulle log na hulle by Exa. Jy weet, daai tyd, een van die groot shifts in hulle organisasie was hulle 'n prysstrategie en hoe hulle hom aangepas het, né? Net hoe jy kwoteer, net hoe jy bil. Ek wil terugkom na hoe jy kwoteer. Selfs daai ding om iets in te sit in 'n faktuur en sê, ons het die website vir jou gedoen, hy's R20,000, zip, lyntjie deur, 100% discount neer die kliënt. Nie wat ek baie keer doen, ek doen dit net vir jou, en dan na die tyd, dan kom ek agter, maar ek het vir jou actually R100,000 se waarde geskep, en jy vergeet daarvan, want dit is mos net, natuurlik moet jy dit kry, dis 'n gegewe, dit is nie daar, ek het jou nie vriendelik herinner in 'n faktuur byvoorbeeld, dat dis wat jou kon gekos het nie. Ensovoorts. So ek wil daai unpack, en die vraag is eintlik maar net, is dit, weer eens, is dit om die regte kliënt te kies, of het jy werklik, is jy te duur, is jy te goedkoop, want dit is ook 'n probleem somtyds. Soms 'n groter ene, dat jy underpriced is. Ek het gisteraand 'n interessante gesprek gehad met Christian Jansen, 'n vriend van my en Marie. So hy is ook in eiendom en eiendomkursusse en al die goeders, en hy vertel toe vir my van 'n persoon wat 'n kursus by mekaar gesit het, en hy het R2,000 vir sy kursus gevra, en toe partner hy met iemand anders, wat bietjie meer weet van kursusse, en die ou het toe net 'n paar goedjies getweak op die kursus, en toe gesê, okay, nou gaan ons hierdie kursus verkoop vir R30,000 'n kursus, en hulle is bitter suksesvol met daai R30,000 kursus. Goeie hemel. Meer as wat hulle was met die R2,000, hulle verkoop meer kursusse teen R30,000. Weet hulle hoekom? Wel, ek Probably. Ek maar dink ons weet nie. Ja, ek dink dit is die ding. Geheim. Ja, ek dink die een ding wat hulle bietjie verander het, is om te sê, goed, ons gaan nou, in plaas van net die kursus vir jou gee, gaan ons jou ook so bietjie bystaan na die kursus. So ons gaan jou help met daai eerste
stapie wat jy moet vat, ja, so dit gee jou meer confidence dat jy actually die content wat jy leer regtig gaan toepas na die tyd, en die waarde dan, jy's confident jy gaan jou 30,000 terugmaak, en dit is hoe hulle dit gestruktureer het, is om jou te laat glo, jy sal jou geld terugmaak, en ek dink hulle het goeie sukses daarmee. Maar is die hypothetiese vraag dan, het hulle nie 'n goeie sales job gedoen om vir jou te wys hoe jy R2000 gaan terugkry? Wel, ek dink hulle het geweet, as ons hierdie klein verskil dan beter, jy beter aan die bewyse kan ons prys maar maak, want nou praat ons met 'n ander deel van jou brein, dis nie nou meer net, gaan dit bekostigbaar of duur voel om te betaal vir hierdie kaartjie nie, dis meer, ek het actually Sondag toe koop ek vir R700, my vrou weet dit nie, maar vir R700, sy weet dit wel, ek dink sy luister. Vir R700 'n movie, Think and Grow Rich, ken julle Napoleon Hill? Yes. So, hulle het 'n movie van dit gemaak, en toe ek het sien, toe sê ek soos, ek wil so graag nie uitmis om hierdie te kyk nie, en ek weet, as ek dit nie nou doen nie, gaan ek vergeet, en hierdie is eintlik die tipe ding ek weet, wat ek gaan soos wil, elke nou en dan wil kyk, ek wil hierdie besit, en dis $37, toe koop ek dit, maar deel van dit was, as ek het sê net maar vir $5 kon kyk, of kon kry, so ek het ook gevat het, maar op daai oomblik het hulle my eintlik convince, ek het myself convince, dat as ek nie nou hierdie prys betaal nie, gaan ek die moontlike invloed hiervan op uitmis, en ek wil nie. En dit was ek sal nooit R700 betaal om 'n movie te kyk nie. Maar nou te kom, ek kan hom nou enige tyd kyk, maar ek meen, dit is belaglik die prys. Maar dit wys jou net hoe daai shift kan plaasvind, om met 'n ander deel van die brein te praat, en sê, okay, dit is nie net, niemand wil 'n kursus bywoon nie. Mense wil verander, hulle wil groei, hulle wil resultate hê, hulle wil geld maak, hulle wil beter voel, hulle wil beter uitkomste hê. En om daarmee te praat en sê, ek beloof niks, ek gaan jou help om dit wat jy wil reg te kry. En ek gaan seker maak, ons sien dit deur. En ek dink, dis waar 'n groot deel van, actually ook nou kom dit by waarde. Wat is die waarde? Die waarde is nie die content van die webinar nie. Die waarde is ek wat daai verandering toepas, en die voordele daarvan in die bank kry, en in my verhoudings, en in my lewe wil ek het manifesteer, en eers dan, nou is dit waarde. So, niemand wil die produk koop nie, almal wil die effek van die produk koop, en ek dink hoe beter mens daarmee praat, ook, jy weet, ons het ook laas, en dit was ook Quintian van Exa wat ons vir my dit geleer het, van die keyword is uncertainty, en dit is hulle hele ding, dit gaan oor uncertainty, mense het onsekerheid, nou begin hulle rondsoek, en sê, iemand moet my help, en dan, okay, wie lyk die mees seker van, dat hulle verstaan wat my probleem is, dat hulle verstaan wat is die waarde van die probleem en die oplossing, is dit 'n competent span wat dit gaan uitvoer? En ek dink R30,000 gee vir my certainty meer as R2,000. Voel dit emosioneel, voel vir my goed, ek gaan nou maar die bullet byt, maar ten minste as ek die 30,000 kursus koop, dan weet ek ek het die regte ene gekoop. Die 2001 is dalk nog bietjie uncertainty, en obviously werk hulle ook nog maar altyd bietjie op die fear and greed tipe. Ja, of weer eens FOMO, nee, dat jy wil nie uitmis nie. Ekskuus, en dankie, as jy R30 of R2,000 betaal, watter een dink jy gaan jy meer uitkry? As iemand sê, woon ons kursus by, en daarna stap ons met jou 'n pad, dit gaan R30,000 kos, laat dit my onmiddellik dink, okay, ek bargain daarop dat, okay, kom ons sê roughly R2,000 tot R10,000 is die course content, en dan gaan julle seker 10, 15, 20 ure in my rigting ingooi, of 'n baie valuable stel resources, dalk 'n span waarmee ek kan konsulteer, of baie valuable resources waartoe julle beskikking het, wat julle met my kan deel. So ek glo, ek koop in op daai value. So waar die R2,000 is soos luister 'n podcast, kry goeie inligting in, en dit wat nie gestik het nie is gone.
Maar hierdie wat Alles brand nie. ja, dit gaan nie net om nie, lê net daar. Ja. Ja, so Kyk, maar daar moet mens nou weer, dis waar, en 'n premie, ek dink 'n premie, dit is soos 'n Rolls Royce. As jy 5 mil vir Bentley, as dit 'n 5 miljoen rand kar is, jy hoef nie terug te hou nie. Alles van die beste is daar, en is met die hand gestik, en alles is net beautiful. Maar die probleem is nou, soos dit terugtrek na verkope toe in 'n SME, dis hoekom jy baie ouens het wat teiken 'n JSE listed company of die multinationals. Maar die probleem is het almal target daai ouens. Almal wil daai een groot 'n Coca-Cola hê, argumentshalwe. Maar dit is lekker om met daai company, behalwe is goed vir jou CV, maar hier nou sit hulle 20 miljoen wat rond lê. Dis klein geld daar aan die een kant vir jou wat jy nou hierdie projek. Okay, en dis natuurlik ek dink is gevaarlik aan die een kant waar jy as ek sê, ek weet die banke, hulle raak ongemaklik as een kliënt meer as 15% van jou turnover is. So nou het jy aan die een kant, gaan jy vir die groot ouens, okay, as jy kan nie een hê nie, dis 'n gevaarlike besigheid, maar omdat hulle so gesog is, gaan almal agter hulle aan. So dis nou jou een probleem. En ek dink is baie dieselfde, is interessant, die rykste man in die wêreld nou, wat is hy, Bernard Arnault, of hy is mos jou wat, die Fransman. Fashion. Louis Vuitton is een van die groot brek, vergeet nou wat die ander is, klomp, nee? Hy verkoop aan die wêreld se top 1%. That's it. Dis die teiken, maar top 1%, is crazy as jy aan dink. Dis 'n 5,000 euro handsak. Dit hang af hoe jy dan nou kyk, nee, of dit ridiculous is of nie. En vir hulle, en ek wil daai van ridiculous, net 'n side note. Ridiculous is interessant, nou praat ons van KFC en ons grap nou. So kom ons vat KFC as 'n voorbeeld. So nou gaan 'n ou met baie geld en hy gaan eet uit in 'n Michelin 2-ster restaurant en dit kos hom R10,000 te kop. Nadat hy 3 maande gewag het. En daai ou het nou vir hom KFC, waar daar nou die til slaan by Builders, het nou vir hom KFC gekoop. In terme van jou verhouding, kos tot income, wie is een wat besig is om die dom ding te doen? Met ander woorde, as jy 100 miljoen sterk is, en jy spandeer R10,000 aan 'n bord kos, of as jy ou wat nou net R50 spandeer het aan sy KFC, maar hy verdien 4,500. Wat is die ratio? Die ou wat die grootste risiko vat, is ou wat die KFC koop. Ja. So dis weer is binne nog wil hê. Ja, ek dink die R10,000, hy gaan ook KFC nou. Maar is nog steeds 'n goeie deal. So daai is weer relatief in terme van mense dink onmiddellik, hoe kan hy so baie spandeer? Hoe kan jy R5 miljoen op 'n kar spandeer? Wel, as ek 100 miljoen het en ek spandeer 5% van my inkomste. As jy R100,000 'n maand verdien en jy koop 'n miljoen rand kar, jy's wie is die dom ou? Weet dit is 15% daai paaiement van jou inkomste. En even worse, ek meen ek het met die ou gepraat lank terug wat Le Coq Sportief invoer. Ek dink hy's actually in hierdie besigheidspark, ek weet nie hoe hy nog steeds is nie, maar ek dink hy was Le Coq Sportief. Ja. En alhoewel ek dink hy het al verkoop, maar hy het nou die winkels oor die land uitgesit en 'n paar interessante goed wat hy sê. Hy het sy winkels wat soos in die malls is, maar hierso oorkant by Village Mall of by Mainland of wat ook al, het hulle nou hierdie winkels. Maar hy sê die eintlike winkels wat die groot geld maak is nie daai in die malls nie, dis die wat soos in Sammy Mark Square en so is, waar die voete is. Want die wat in die mall is eintlik die bemarking. So daarso laat hulle jou die gevoel kry, hierdie ding is eintlik in 'n mall en hy kos duisende rande vir 'n T-shirt of wat ook al, ek weet nie wat dit actually kos nie, maar dit is dit en dis waar dit eintlik gekoop word, maar die regtig interessante ding vir my was wat jy verduidelik dat ouens sal hemp daar koop of 'n paar skoene en dan by Makro op budget groceries. Sure. Want dis die prioriteit. Nou gaan jy terug na daai sommetjie toe. Van iemand wat dalk vir hulle 10 of 20,000 rand paar skoene koop, blyk belaglik, hoe kan jy wat ook al, dis nie maar wat jy betaal vir skoene en voel nie die prys nie. 'n ander persoon koop 'n paar skoene op skuld of dalk met hulle enigste inkomste en die res als op skuld, die lewenstyl. Dan begin jy die groot gevare sien van waar hierdie twee wêrelde uitmekaar uitgaan en hoe kom daai en wie is die onverantwoordelike ene? En ek dink dis actually terug. Dis actually nie
die ou wat R20,000 vir sy skoene of handsak, nee, hooplik nie die ou wat sy handsak gekoop, die vrou wat sy handsak gekoop het. Maar okay, so, maar daai is, ek sê weer, om terug te kom na daai, ons almal wil so 'n kliënt hê. So nou kom ons terug na, jy weet, en ek sit en dink aan die verskillende faktore ook. Jy weet, dit is my interessant, ek gesels die week met Dr. François van Wyk, jy weet, hy was Desember hier 'n gas gewees. François bly in Harry Smith. So, daar's ook nou, weet, en hy is 1 keer 'n maand hier in Pretoria, maar onthou, daar begin al klaar, in terme van sy produk en die waarde wat hy kan toevoeg, nou begin die probleem is eintlik is Harry Smith, so die teikenmark daar, raak die probleem. Is net te klein en te klein en dit is prysensitief. Dis weer eens is iemand wat sê, weet jy, daar is nie 'n Spur, of kos jy om Spur te gaan eet, dis 'n luxury. Waar hierso in die stad, kan jy sê, elke Vrydag in die Spur is normaal, argumentsontawe. So nou het jy dorp versus stad, dan wil ek self sê, wat interessant is van stad, so ek gesels gister, en ek wil hom 'n shout-out gee, Daniel James, ek kry 'n boodskap, 'n LinkedIn message, en Daniel James is 'n Suid-Afrikaner, sy maat met 'n Yank getrou, hy kom van Nelspruit af, hy's op 13, is Amerika toe, en hy's nou in sy 20's, en hy bly in Colorado, en hy het Klipkouers son ontdek, I love his show. Nice. Hy het gister, Hello Daniel. Hello Daniel James, baby, en hy met Suid-Afrika, hy gooi hom, nee, hy gooi hom, het was, en hy sê ook, hy luister na die show, behalwe dat hy dink ons content is awesome. So net so, by the way, dit is nie fyn brag nie, ek wil dankie sê, want dis die ander ding, ouens, ek wil net sommer terwyl ek daar is, asseblief, die ding is, omdat hierdie Afrikaanse show is, want hy sê vir my, hy kan nie verstaan hoekom het hy hom nie vroeër al opgespoor nie, en dit is baie maklik, want die algoritmes voer vir jou meer van wat jy het, en nou Think and Grow Rich, jy gaan meer content daarvan kry op YouTube, op jou podcast, daar is nie genoeg Afrikaanse podcast, en dan is dit selfs nie, daar is nie regtig Afrikaanse besigheidspodcast, ek weet nie van ander besigheidspodcast, wat nou luister jy hierdie Afrikaanse besigheidsshow, en dan pop Klipkouers op van die algoritme voer jou meer af van nie, so asseblief ouens, share, subscribe, ek kan nie genoeg beklemtoon, subscribe en natuurlik reviews, dit dryf die show, en help om meer sigbaar te maak, en ek sê ook, nie dat ek vergeet nie, ek voel altyd awkward dat mense heeltyd ouens moet herinner, maar daar is 'n rede hoekom elke op YouTube vir die heeltyd sê, like en subscribe, maak 'n comment, sit die bel op, druk hier in die hoekie, asseblief subscribe, asseblief share, asseblief los 'n comment, en ek gesels toe met hom, en interessant genoeg, so hy is ook in die digitale space, hy het ook uit 'n video channel, wat ek nou 'n bietjie bekyk het, waar hy byvoorbeeld, hy wil 'n besigheidsgesprek hê, is Engels, maar hy wil dan op 'n baie lekker manier, ek sal nou julle 'n voorbeeld gee wat hy gedoen het, wat ek nou gesien het, wil hy 'n Suid-Afrikaanse komponent inbring. So hy het nou hierdie coach, hy interview hom. Die show gaan net af na so rukkie. Donker. Okay, what now? No, it's keeping it real. Die oogies. Hy vra vir die ou, wil jy 'n Sangoma of 'n Boesman basically? Wil jy 'n Khoisan wees of 'n Sangoma? Nou weet die Amerikaner nie wat, hy sê wat neem wil jy wees? Dan sê die ou Sangoma, hy sê geluk, jy het nou net gekies om 'n wil jy Sangoma in die woestyn wees? Of wil jy 'n Khoisan in die woestyn wees? Die ou gaan, well, I reckon a Sangoma. Jy weet, nope, you're a witch doctor in the, no, that's not going to help him much. Jy weet, is uit, en dan sê hy, kyk, 'n Khoisan, hierdie ou is operate, hy ken die woestyn, nee. Hy is die woestyn, hy's 'n gatskopper. Maar verstaan, dan bring hy nou daai komponent in elk geval. So wat nou lekker was om met hom notas te vergelyk, en ek vra toe vir hom, interessant, en is weer, het sluit so mooi aan by waarde versus koste. En ek dink die gevolgtrekking, dis 'n wetenskap. So, ek dink dit is die antwoord, dis 'n wetenskap. Alright. Colorado, ek vra vir hom, hoe vergelyk julle pryse met pryse in Texas byvoorbeeld? Met ander woorde is, alle state, as jy vir my 'n koste-indikasie gee van wat dit kos om 'n website hier te bou, wat dit kos om sosiale media bemarking te doen, kan ek met daai pricing strategy byvoorbeeld Texas gaan sê, nope. No ways.
Sê nee, ons is baie dierder, sê. Ons het as jy ons pricing Texas toe vat, sê jy besigheid kry. En probably die bemarkingstyl, is ongelooflik. En is weer eens wat ek altyd sê, jy's naïef as jy dink Amerika, as jy wil spot met 'n Amerikaner wat nie 'n paspoort het nie. Hy bly in 'n land wat 50 lande het. Hy het nie 'n paspoort nodig nie. Nee, so nommer 1. En hierdie is weer 'n bewys van daai kulturele verskille. Daai is natuurlik waar hy bly in Colorado, is ironies, landbouwêreld, groot vleis. Jy weet, so weer eens, ander tipe teikenmark. So ek wil vir jou sê, jy kan uit die plek, nee, wat ek hoor, is wel Boulder en al daai plekke is. En ja, hy's 2 ure suid van hom, dink ek het hy gesê, of uur suid Denver, is net onder hom. Boulder is ook aan naby Creeks, ek het vergeet wat die naam is, Creekly of something, maar in elk geval. Ja, is baie vars lug, baie kerkministries daar, né? Baie hoofkantore van die Amerikaanse kerke is daar ook. Interessant genoeg, ek weet nie wat. En natuurlik Colorado het histories was dit 'n Victoriaanse spa-dorp, né? Of staat. Die Britte daar, die ryk Britte daar gaan vakansie hou. So daar is 'n cricketspan, daar is 'n rugbyspan. Dis nou natuurlik nie ek trek nou nie 50,000, maar daar is 'n in Colorado, ek weet nie watter dorp presies, maar daar is een van die dorpe, ek het nou al vergeet wat dit is. Maar anyway, jy moet jou omgewing in ag neem. Ek weet gevraag, so as mens kyk na die Big Mac Index, soos wat mens dit noem, so jy kan nie dit regtig net so toepas in Amerika nie. Jy kan nie. Want Amerika moet sy eie Big Mac Index hê, staat tot staat. Dis 'n baie goeie punt. So ek dink jy gaan die multiplier effek sal dieselfde bly, maar dis met wat maal jy. So ek kon sê, ek praat nou weer eens onder korreksie, ek dink 2 jaar gelede was die Big Mac Index, het jy 'n multiplier van 6 gehad, dink ek. Amerika, met ander woorde, met na ons toe. Ja, so met ander woorde, hoe dit werk is, en ek moedig die klipkouers aan om te gaan 'n bietjie kyk, is baie interessant, want so kom ons trek dit terug nou, die onlangse trip van my in Amerika. Ouens staar blind na die wisselkoers. So ek sê nou is $1 is R18. Maar 'n dollar is nie R18 in Amerika werd nie. Hy is R18 hier werd. Hy is meer as R18 werd in Amerika. So jy kan meer koop met $1 as wat jy met R18 kan koop hier. En dis koopkrag. En so met ander woorde, en dis waar die Big Mac Index inkom. Die Big Mac Index wys vir jou wat die pynpunt om dit aan paar. Met ander woorde, waar is die pynpunt waar ons onpaar is? Nou, die multiplier van 6 beteken, sit en dink of dit dalk 4 was, maar in elk geval, is 4 of 6. Ek het dit as 5. Ons maak hom 5. Ek het hom as 5. Is dit 5? Hierdie maklik skik. Ons maak hom 5. Is, as 'n ding hier R1000 kos in Suid-Afrika, dan vir die Amerikaner is daai selfe pynpunt. Dan kos wat 'n goedkoop paar Nike skoene is R1000. In Amerika is die ekwivalent vir hom is 5000. Hy sal R5000 vir betaal. Voel dit vir hom asof hy R1000 betaal. Nou gelukkig nie R18,000. Want dit is die wisselkoers. $1000. Ja. So dis die pynpunt. So in teorie, as 'n ding ek sê weer, as ons, ek sê maar, sosiale media of 'n podcast, enigiets, die ding kos R200,000 per episode, in Amerika is dit, sal hy, vir hom $1,000, is 'n bargain. Is 'n bargain. Dis vir hom nie dieselfde nie. So daai moet jy in ag neem, jy's reg, en dan, maar ek dink dit gee 'n indikasie nog steeds van, waar is die pynpunt, maar dan moet jy nog steeds die individuele pynpunt gaan bepaal, vir daai staat. So, wat ek doen, en hier's 'n tip, ek weet nie hoe mense daarna kyk nie, maar dis nou maar deel van die game. Ek het histories in Engeland met die skoonmaakbesigheid, so ek was altyd verskriklik opgewonde om my opposisie se, ons het hulle genoem proposal pack, so die ouens sal, ons het later, as jy nou moeg geraak, jy kom agter dit nie, help nie met die conversion per se, om 'n hele moerse ding uit te print en op te dolly nie, jy e-mail hom maar nou net, jy weet, as jy groot genoeg word, as nie, want hier is die koste, ons gaan hom hier, it's a nice digitale proposal. Maar wat die ouens vroeër gedoen het, is party ons het 'n pragtige dokument
saamgestel. Moeëse ding man, met costings alles en Glossy en absoluut. ja. Daar ek onthou die een ou is 'n groot besigheid, was 'n pragtige proposal geweest. Dan probeer ek my hande kry op hierdie ding. Ek wil soveel as moontlik vir my oppositie se proposals kry. Hey? Hulle pick-up lines. Hulle pick-up lines, absoluut. En is om te sien hoe posisioneer hulle self, is om te sien hoe kommunikeer hulle kostestruktuur, hoe breek hulle af, wat is hulle prysstrategie. En daai is byvoorbeeld, dit is iets wat ek moes vir sê, dis 'n geheime wapen, nou is makliker gesê as gedaan. Daar kon ek byvoorbeeld baie van my loyal kliënte kon ek sê, luister, ou Mike was hier, Mike Walters, en sê ek vir Mike, go out and get some quotes, en dan kan jy sommer sien, my pryse is nog goed, na 3 jaar, dan gaan kry nou, nie om my te vervang nie, dis so half ons hou almal mekaar net eerlik, kom agter, ek sê actually nou nie so dies wat jy gedink het nie, en by the way, Jacques, hier's vir jou 3 proposals van jou posisie, en ek gaan en ek gebruik daai. Nee, dat is actually precies wat ek wou gesê het, is dat dit klink bietjie dodgy om het so te sê, maar dis kom ek sê, het klink 'n bietjie tongue in cheek wat is gonna work, is jy moet basically een van die kliënte kry, of maak of jy een van die kliënte is, en vir mense 'n request for quotations of request for proposals stuur, jy weet, maar ja, dit is waardevolle inligting om en nee, weet, dit is daai, ons het al baie keer gesê dat wanneer ons met proposals doen, dit is amper 80% van die werk baie kere is om net tot by daai proposal te kom. Sê as ek presies weet wat ek gaan moet doen, dis soos om die brug te ontwerp en dan te begin bou. Die bouwerk is nie eintlik 'n groot ding. Ja, dis die implementering van die plan en dit vat lank en is complicated. Maar die ontwerp is 'n big deal. En as mens daarby kan uitkom, is dit baie werk. Ek dink en ek wil dit saamvat, so, want daar's, so ek sê, dis 'n rabbit hole hierdie, want ek weet sê Afrikaans vir 'n rabbit hole. 'n konyntunnel. Konyntunnel, haas gat. Haas 'n gat. So streek moet in ag geneem word. Industrie moet in ag geneem word. Grootte van die maatskappye in die industrie. En baie belangrik, in Dewald het ons het laasie oor gepraat is, en ek begin dit agterkom, jy moet mooi kyk na die persoonlikheidsdinamiek van jou kliënt. Daar's vir my amper 'n sy wat ons praat altyd van recruitment. Jy weet, kyk wat is die Gallup Strength Finder. Jy weet, hy's vir my, hy's beperk. Ek hou van die Enneagram. Ek weet nie hoeveel ons weet van Enneagram nie. Is baie kragtig. Ek dink die kragtigste meganisme, maar dit voel amper vir my. Wat is dit, soos 'n Ouija board? Dit is wel is 9, dis 9. Dit lyk soos 'n Ouija, maar dit is nie. Nee, dis niks duivels nie. Enneagram, het klink soos een van die dit doen wat dit is. Dit is 'n gram, is 9, dis is 9 persoonlikheid. Korrek, en jy het 'n nommer, maar daai nommer is daai nommer is soos hy gee vir jou fondasie. Met ander woorde, jy's basically kom sê ek thumbs up 65-70% dis jou fondasie, en dan het jy daai 30% variables. Aan die jy leen meer, jy's hierdie tipe, jy's 'n ekstrovert, maar jy's hierdie tipe ekstrovert. Korrek, weet, en dis 'n verskriklik kragtige tool. En ek het alles doen. Jy het nou laas het ons gepraat van daai was dink jy genoem as Myers-Briggs. Is ek sou sê hulle is die grootste en langste en nee, het dit gesê. Nee, hy het nie geweet. Ek dink hy is Myers-Briggs, want Myers, hulle is maar die go-to vir die groot corporates. Maar die Colby Index, by the way, die finansiële industrie in Engeland, hulle gebruik die Colby Index. Dis weer dis 'n dink 'n Colby toets kos ook soos $30, $40. Dit is hoe jou brein werk. Want jou persoonlikheid is learned behavior. Dis nie regtig wie jy is nie. So die Colby Index is kragtig. En hy verander ook nie. Dit is interessant. Jy kan oor 20 jaar, hy gebly self. Enneagram, punt is net, ek wens ek kan vir 'n potensiële kliënt sê, vul die blerrie, het jy Enneagram vir my, ek wil sien like jou persoonlikheid, want ek wil sien of hoe gaan ons, hoe bestuur ek jou, hoe werk ek met jou? Of wil jy op 'n jagnaweek gaan? Wil jy op 'n jagnaweek gaan? Wil jy KFC? Ja. Is dit KFC of maar ek weet dit klink nou belaglik aan die een kant, maar jy moet daai persoonlikheid wakker wees vir dit, want ek kom nou al hoe meer agter waar ek of koppe gestamp het histories met 'n kliënt wat net 'n plain harde gat ou is, of 'n ander ou wat net is 'n penny pincher. Dit is soos 'n afdraande pad. Hoe meer die waarde toeneem, hoe moeiliker raak die bliksem.
Jy moet amper hierdie gevaar Die skoen word al hoe kleiner. Hy word al hoe kleiner. Ja. En ek amper vir jy moet wakker wees, maar dan sê die vraag is hoe bestuur jy hierdie boot dan? Maar die punt kom terug weer. Kies jou teikenmark reg. Ek dink ek kan dit nie genoeg. Sit daai tyd en energie in om regtig te bepaal wie is die teikenmark en verkieslik nie die ouens wat se oë traan as jy nou 10% duurder as die volgende ou is nie. En dan nommer 2 is pricing strategy is a science. Is gaan doen 'n bietjie, gaan lees op, gaan kyk. Dit is actually maar 'n sales pitch, nee. Dit is 'n benefit statement wat jy in jou prysstrategie kan maar ook 'n bietjie meer as net dit, want dit is ook 'n benadering tot hoe jy jou besigheid en jou kliënt hanteer. As hulle vir jou die vraag vra, moet jy met dit kan respond ook. Dit is nie net jou presentation op die dag nie, of die advertensie of wat nie. Ek dink dit gaan oor almal wat deel is van justify hierdie van die sales en service proses moet daai waarde heeltyd herbeklemtoon, dat onthou kom jy by ons is daai ouens, né? En as jy daai gevoel heeltyd kan, dink ek reinforce, dan help dit. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.